Baie dankie Soekie, nou kan ek my Bybel kry. Baie welkom op hierdie Woensdag aand. Ons is in Pinkstertyd. Dis nie net meer die belofte van die Heilige Gees nie, is die vervulling van die Heilige Gees wat reeds plaasgevind het. Een van die dinge wat die kerk moet besef, is dat ons kan nie sonder die Heilige Gees nie. Hy is ons kragbron, hy is die een wat lewe gee. Die woord sê dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, woon in ons. Die grootste ding wat ons moet besef is dit wat Jesus vir ons gesê het, is dat die Gees van God met ons interaksie wil hê. En weet jy wat gebeur partykeer is dat wanneer die Gees van God werk en die woord sê ons bedroef die Heilige Gees, die al gevoel het as iemand jou ignore. Ag, moet dan nie vir my sê, jy nog nooit so beleef. Hoe voel jy wanneer iemand jou ignore? Jy is al teleurgesteld. Is jy moeg vanaand? Pastoor, albei daar's gemengde gevoelens. Party wil sê ja, party wil Maar ons moet hierdie ding net mooi verstaan vanaand is, dat die Gees van God is 'n persoon en die Heilige Gees wil interaksie met jou hê. En dit vat ons terug weer eens na die boek Handelinge toe. Handelinge 1. Ons het laas week het ons by ons hemelvaartdiens daaroor gepraat, maar ek wil vanaand net iets in die Gees kom sit. Handelinge 1 en ons gaan van vers 4 af lees. As jy daar is, kan jy vir my sê amen. Vers 4 sê, terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, en ek lees vir u, julle het die 53, né? Nou kom ons lees hierdie ene dan. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Nou kom ons kyk nou verder, wat sê hy? Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle weggeneem. Nou ek wil graag vra, soekie as jy kan, kyk gou vir my, Handelinge 2 vers 1. Handelinge 2 vers 1. Handelinge 2 vers 1 sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal
eendragtig by mekaar. Amen. Dis hierdie byeenkoms wat ons vanaand hier het. Om so in eenheid by mekaar te kom. En nou is die vraag, is ons in eenheid by mekaar? Party mense dink nog aan die heerlike sop wat hulle gehad het saam met die vetkoek. Anders sit jy en dink, ek hoop nie pastoor preek langer as 'n uur nie. Party sit en dink wat môre by die werk moet gebeur. Is ek reg? Nou sê halleluja. Wys vir my en vir u, dit wys vir ons hoe vinnig ons gedagtes herlei kan word. Ons sien dat die Here Jesus kom en hy sê vir hulle, daarvan vers 4 af, en hy kom en hy deel met hulle hierdie sak, hy sê, ek wil hê julle moet op een plek by mekaar kom. Het jy agtergekom as ons so saam is, skep dit wat? Dit skep samehorigheid. Dit skep 'n verwagting van dit wat God vir ons gaan doen. Ons het, en ek weet, ons het ervarings wanneer ons alleen is met God. Daar's oomblikke wat jy bid en jy ervaar maar die Here is hier. Maar ek wil vir u sê, ons moet hierdie ding verstaan, wanneer ons eensgesind by mekaar kom, dan stort die Here en hy praat van sy Shekinah glorie oor sy kinders uit. Hy praat, die woord praat van 'n goddelike heerlikheid wat hy oor sy kinders kom gee. Maar dan wil hy hê, ons moet eendragtig eensgesind en in eenheid by mekaar kom. Soekie sit P vir my vers 4. En ek wil hê, jy moet iets hier raak sien. In vers 4 van Handelinge 1. Kyk mooi saam met my. Toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte, as jy hom net vir my so bietjie kan hou, want ek wil hulle aandag fokus. Hier kom een interessante ding wat die Here sê. Hy sê, ek wil nie julle moet weggaan van Jerusalem af nie. Wat gaan gebeur as ons krag ontvang van die Heilige Gees? Julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Dis waar julle gaan begin. Want jy sien, Jerusalem was hometown, was ons omgewing. Dan Judea was 'n bietjie verder uit. Ja, en nog 'n bietjie verder uit en tot aan die uithoeke van die wêreld. Maar hier kom die groot ding. Wat was Jerusalem vir die disippels tot en met die Here weggevaar het? Dit was eintlik 'n plek van gemengde gevoelens. Want hulle het die wonderwerke van God gesien. Hulle het beleef wat Jesus gedoen het. Hulle was sy disippels. Hulle het beleef hoe dat hy goed vermeerder en dinge gebeur het. En ewe skielik het hulle 'n belewenis daar. Wat gebeur daar? Dis waar hulle Jesus sterf. Dis daar waar hulle self toegesluit het en hulle vrees beleef het. Dit was daar wat hulle gewonder het, maar wat nou van die koninkryk? Wat nou, hoe gaan hierdie koninkryk verder gaan? Hulle belewenis is nie net 'n wonderlike plek Jerusalem nie, maar is ook 'n verskriklike plek vir hulle, want hier is 'n belewenis van slegte goed. Jy al agtergekom, jy het baie goeie belewennisse in jou omgewing, maar jy kan ook maar vreeslike ervarings hê van tyd tot tyd.
Hier kom Jesus. En ek wil hê jy moet dit snap. Ek wil hê jy moet dit sien. Vat dit in jou gees. Hierdie Jesus sê die plek waar jy wonderlike belewennisse gehad het. Die plek wat ook vir jou verskriklike goed ingehou het, is die plek waar ek vir jou 'n totale nuwe begin gaan gee. Dis 'n plek waar ek jou 'n totale nuwe belewenis gaan gee. Dis 'n plek waar jy my krag gaan ervaar. Dis 'n plek waar jy alles gaan afskud. Wanneer my gees oor jou kom en jy gaan nie meer worry oor die slegte goed nie, daar sal een ding in jou hart en jou gees wees, en dit is my gees wat jou gaan dryf en opgewonde maak en 'n passie gee oor Jesus wat my vrygekoop het. Sien, ons kan baie keer in die slegte goed vaskyk. Die slegte goed kan jou bring op 'n plek waar jy depressief raak, gedismotiveerd is. Dis hoekom Jesus sê, weet jy wat, ek wil hê jy moet 'n belewenis hê. Ek stuur jou juist terug na daai plek toe, wat mooi en die slegte gehou het, en dis daai plek waar ek vir jou gaan wys, wat ek vanuit die hemelse in jou lewe gaan begin doen. Kyk wat gaan ek in jou lewe doen, as jy my toelaat, en as jy luister, as jy gehoorsaam is, gaan jy my gees hoor, maar jy gaan nie net my gees hoor nie, jy gaan agterkom, ek is gemotiveerd, my lewe is verander, ek is opgewonde, want my koning leef, en sy gees is binne in my. Luister wat gebeur, nie weggaan, maar om te wag op die belofte. Kan ek vir u gou ietsie deel? Die woord wag, wat sou u sê, wat se plek het dit in ons samelewing gekry? Mag ek so ver gaan en vergewe my as ek te ver gaan. Wag het 'n vloekwoord geword. Omdat ek wag nie vir jou nie, en ek wag vir niemand nie. As jy nie kan wag nie, gaan ek nou 'n rowwe stelling maak. You're gonna miss what God wants to do. You're gonna miss it. God is God, gister, vandag, tot in ewigheid. Hy sal God bly. We cannot manipulate God. We've got to wait on His Spirit if we want to see what God wants to do. We'll have to wait. It means that you must give yourself, your time, your money, your... Here help ons. Alles wat in jou wese is, gaan jy moet gee in die Here se hande, en jy gaan voor sy voete moet kom sit en sê, Here, nou is dit u tyd, wat wil u doen? Ja. Maar ons moet wag op die belofte van die Vader wat julle, hy gesê, van my gehoor het. Kerk van die Here, gaan ons bereid wees om te wag op die Here. Wag kan ook wees tyd uitkoop. Sê nou die dag vir my vrou, as die tyd moet uitkoop, sê my man, sê weet wat, dit gaan aan alles wat ek en jy ken. Tyd uitkoop van die sterkste aan jouself. Hoeso, pastor? Want die eie ek moet gekruisig word. Die eie ek moet eenkant gesit word. What I want, wat ek wil hê, is nie heeltemal so tel nie. Dis wat God wil hê. Vers 5.
So die woord, Jesus kom na ons toe, hy sê, ek wil iets niets in jou lewe doen. En ek gaan dit sommer doen in jou omgewing waar jy is, ek gaan dit by jou huis doen, ek gaan dit hier by jou kerk doen waar jy aanbid. Maar is jy bereid om te wag? Wag, letterlik pastoor, nee, as jy bereid om tyd uit te koop. Is jy bereid om tyd te maak vir God? Hy sê, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Weet jy wat, daar's teoloë wat vandag sê, dit was vir die Nuwe Testamentiese kerk, pastoor Albert? Ouens sê, dit was vir die begin van die kerk. Waarom sal die woord verklaar, en ek sal in die laaste dae my wat uitstort? My liefde? Ja, dit is so, want die Gees bring God se liefde. Die woord sê, hy laat jou God se liefde ervaar. Maar hy gaan sy Gees, hoekom sal hy sê, ek gaan my Gees uitstort op alle vlees, en hulle gaan belewenisse hê. Nou sê mense vir my, pastoor, verduidelik dit ons vir ons, dan sê ek, okay, ek sê jou wat, ek gaan dit verduidelik, gaan na jou binnekamer toe en gaan bid. Nee, pastoor, ek kan nie dit doen nie, ek is so besig. Sien jy waar gaan die wag heen? Dan vra die kerk, hoekom beweeg die Gees van God nie? Vers 6. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan jy in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Sien jy, as ons nie weet waarheen ons gaan, en ons wag nie op die Here nie, dan raak ons onseker, is dit nie, pastoor Albert? En wat doen ons? Ons val terug op dit wat ons gewoond is. Ons val terug op dit wat ons ken. Here, gaan hy nie weer die koninkryk van Israel oprig? Wat sê hy vir hulle? Die antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet nie, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Is dit nie so dat ons alles wil weet, alles wil uitredeneer, alles wil ken, alles wil doen? Ja, pastoor, ek het hierdie saak uitgewerk, en ons manne is baie goed daarmee. Ons werk met die kop uit, 'n vrou werk met die hart uit. Ek het die somme gemaak en my vrou sê nee, dan raak ek ongelukkig. Selfde. En hier kom die ding, die Here sê vir hulle, hou op om die dinge van self te probeer uitwerk. Weet jy wat? Jy moet wag, kom in my teenwoordigheid in. Kom wag, kom sit by my voete, want weet jy wat gaan gebeur? Hier sê ek vir julle, vers 8, sit hom gaan vir ons op, en hier kom die groot ding. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die Heilige Gees gaan met jou werk as eerste, as individu. Hoekom? Want jy is die tempel van die Heilige Gees. Hy wil in jou woon, hy wil jou lei, hy wil jou leer, hy wil jou wys. Wat gebeur as ons so by mekaar kom? 'n viering van God se kinders. Dis wat hier plaas. En dis hier waar ons ervaar hoe dat God sy heerlikheid oor sy kinders uitstort. Ons beweeg dan in sy glorie, sy Shekinah glorie. Die Heilige Gees sal oor julle kom. So wat is die ding? Jy gaan eers 'n ervaring hê en dan moet jy gaan werk. Want jy moet eers gevul word met die Heilige Gees. Jy moet aangedoen word met krag van die Heilige Gees. Jy moet opgetel word. En wat gebeur dan? En dan sal julle my getuies wees. Wat doen ons? Prys die Here, die Gees van die Here is hier, kom ons gaan verkondig die evangelie. Maar jy het nog nie eens 'n ordentlike aanraking gehad.
Nou maak ons die foute dat ons mense wil oortuig in plaas van die Heilige Gees. Dis nie ek wat so sê. Dis die Heilige Gees wat oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Dis die Heilige Gees. Ek is net 'n instrument. Wat doen ek? Ek gee my getuienis. Hoe sal ons oorwin in die laaste dae deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis? Dis hoe ons dit gaan doen. Maar nou, daardie ervaring, dan sal ons getuies wees, eers 'n aanraking, en dan sal ons getuies wees. Nou luister hierso, wanneer ons kom by Handelinge 2 vers 1, sê hy vir ons die volgende. Hy sê, en ek wil hê sit dit vir ons asseblief opsoekie, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Ek wil gou met u praat oor eendragtig. Daardie woord op eendragtig kan beteken op een plek. Hulle was saam gewees, by mekaar gewees, maar die woord wat ons daar kry is humotomaden. En humotomaden beteken hulle was eensgesind. Hulle het onderlinge instemming gehad. Hulle het saamgestem. Hulle was oortuig van waarheen hulle gaan en wat die doel moet wees. En die woord kan ook intellektuele eensstemmigheid beteken. Die agtergekom, wat sê die woord as daar nie eenheid is nie? Kan nie werk nie. Maar waar daar nie eenheid is of eenvormigheid is die pastoor albei, wat gebeur? Volk val uit mekaar uit. Wat moet ons doel wees? Hulle was eendragtig by mekaar. Nou, ek weet nie of jy al een van die, wat is daai flieks, my vrou wat julle so kyk? Nee, die Christelike, daai van Jesus. Chosen. Ja, julle moet nie snaaks dink vir die pastoor nie. Ek kan nie al die goed se name onthou nie. Chosen. En van die ander flieks. Nou weet jy wat was vir my interessant? Terwyl hulle in die boventrek was, het hulle gebid, pastoor Alwyn, die woord sê hulle was eendragtig by mekaar. En daar gee hulle die voorbeeld van hulle die Onse Vader gebid. Onse Vader wat in die hemele is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemele, so ook op die aarde. Nou hulle het aanhou gebid. Weet jy wat, daar kon nie iets anders te gebeur as 'n eendragtigheid. Hulle het een rigting gehad. Die Here het gesê, die Gees, die Heilige Gees, die Trooster is op pad. Weet jy wat, ek fokus op hom wat kom, hom as persoon. Ons staan in dienste en ons fokus oor baie ander goed. En vergewe my, ons kyk soms op ons horlosies, ons dink aan die skaaphout in die oond. Hoe dink julle met die Gees van God in eenheid kom begin werk, as ons gedagtes die hele wêreld vol is? Mag die Here ons help. Kerk, hoor my vanaand. As ons in eenheid wil kom en die Gees van God wil ervaar, soos wat God dit oor ons wil uitstort in sy Shekinah glorie, moet jy ander goed 'n bietjie op sy begin skuif en fokus op Jesus Christus, fokus op die Heilige Gees. En ek wil vir jou sê, as jy hom gaan toelaat dat hy in jou lewe werk, jy kan nie dieselfde bly nie. You cannot stay the same.
by mekaar kom. Nie net in ons gedagtes nie, maar daar moet 'n emosionele en 'n wilseenstemmigheid wees. Ons fokus moet die Heilige Gees wees. Daar moet 'n harmonie, 'n eenheid wees wat lei tot 'n plek waar die Gees van God in beweeg en nie anders kan as om te sê, ek wil die heerlikheid en die liefde van my Vader, God die Vader, wil ek oor hulle uitstorte en hulle harte gee. Man, ek wil vir jou sê, ek het sulke belewennisse al in my lewe in konferensies gehad, dat ek vir my vrou sê, na die tyd op daai oomblik, het ek gevoel asof die Here gaan kom vir my. I felt like I was ready to go to home. Jy kan nie anders doen. Jy word meegesleep in God se teenwoordigheid. As iemand vir my sou sê, ja, maar dis nou nie reg nie, sê, weet jy wat? Ek wil vir jou sê, jy weet nie waarvan jy praat nie, want jy het dit nog nie ervaar nie. Ek weet waarvan ek praat, want ek het dit ervaar. Dis my getuienis. God is real. His Son lived on this earth, and He died for my sins, and the Holy Spirit is real. Kerk, as ons daai plek gaan kom, dat ons in eenheid gaan invloei en instap. Ek wil vir jou sê, jou lewe gaan verander. Ek weet nie wat God vir jou beplan nie. Maar ek jou waarborg, you will never be the same. You will never, ever be the same. Ek wil hierdie ding vir julle vertel. Toe ons in die gemeente op die rand was, ons oom in die gemeente en sy been raak al hoe slegter. En tot op 'n punt, hy's in 'n private hospitaal waar die dokter instap en die dokter vir hom sê, my oom, jou been het gangreen. Ons moet môre amputeer. Hy sê, anders gaan dit jou liggaam vergiftig en het jy nie meer lang tyd op hierdie aarde. En moes kyk in Oom Corrie. Oom Corrie is 'n gryskop oomie, pragtige kind van die Here. Hy is baie lief vir die Heilige Gees. En hy lê die aand in sy hospitaalbed. Hy sê, pastoor, en ek kyk my been, ek trek die wit laken so op. Hy sê, dan is dit wit op swart. Hy sê, en ek kyk na my been en ek sê, Here, sê, hoe gaan ons hierdie saak maak? Hy sê, die Gees van die Here kom by hom, hulle het jare terug 'n familiefete gehad. Hy sê, maar hy het die Here. Hy sê, hulle het nou nie baie met mekaar weer gepraat en gesê, ja, ag, jy weet ek, ja, okay, ons vergeet hierdie goed. Hy sê, en hy lê daai nag in die bed. Hy sê, en hy bid net so, hy sê, Heilige Gees, as U werklik is, kom praat met my dan oor hierdie been. Wat gaan hier aan? Hy sê, en hy lê in die bed, hy weet nie of hy 'n visioen gehad het, en of dit 'n regte persoon was. Hy sê, 'n persoon kom in die kamer na hom toe. 'n Persoon kom by hom en hy sê vir hom die volgende, hy sê, weet jy wat, my ou broer? Hy sê, jy moet eintlik reg maak oor die goed wat julle as familie oor mekaar gespreek het. Nee, hy sê, hy sê vir die persoon, hy sê, regtig? Hy sê, ja man, ons het mekaar so al vergewe. Hy sê, die persoon sê vir hom,
Jy was op 'n stadium so kwaad, dat jy gesê het, ek wens my broer se been vrot af. Sê hierdie persoon van. Hy sê maar hy skrik dat hy nar is in die bed. Wat sy woorde. Hy sê en hy vat die duwyn, hy trek hom so af en hy besef, maar dit wat hy gespreek het, is besig om oor hom te kom. En hy bid, hy sê pastoor, maar weet jy as hy sy getuienis hoor, hy huil. Hy sê pastoor, hy sê ek sê vir die Here, ek is jammer. Ek het dit nie bedoel nie. Hy sê weer eens kom daardie persoon by my, hy sê ek weet nie wat die gesig was. En die persoon sê vir hom, weet jy wat, God is genadig. God lewe en sy gees is in jou. En weet jy wat, begin vryspreek, laat die krag van die Heilige Gees vaardig raak oor jou. En hy dink by homself, is dit die antwoord? En hy begin bid. Hy lê in 'n kamer, daar's 'n ander man, hy sê, maar daai man slaap, hy weet nie of hy hom wakker gemaak het, maar die man slaap. Hy sê, hy begin bid, hy sê, Heilige Gees, kom, wys vir my, dan kom die Gees van die Here oor hom, die salwing van die Heilige Gees, wat, hy sê, pastoor, ek kan dit nie beskryf nie, en die Heilige Gees weer, wys vir my goed, hy sê, nou sê, Here, vergewe dit, ek is jammer dat ek dit gespreek het, vergewe hierdie sonde, vergewe hierdie woorde, Here, spreek my vry, Heilige Gees, maak my vry, die Heilige Gees kom werk in my been en in my liggaam, hy sê, 'n hele nag deur, bid hy en spreek hy mense vry en vergewe hy mense. Hy sê daai oggend 7:00 stap die suster wat hom moet voorberei vir die operasie in. En sy sê, my oom, hoe gaan dit met jou? Hy sê, ek het 'n moeilike nag gehad, maar ek was besig met Jesus gewees. Hy sê, die Heilige Gees, ek glo die Heilige Gees was hier gewees, en sy kyk hom so snaaks, en sy sê, okay, my oom, wat jy ook al dan sê, is okay, jy weet. Sy sê, ek wil net sien hoe lyk jou been, en sy trek die laken, die wit laken, trek sy op, en sy kyk die been so, sy sê, maar dis nie dieselfde been, wat daar was gister nie. Hier is nie dieselfde been nie. Hy sê, wat bedoel jy? Sy sê, hierdie been het lewe in. Sy sê, hy is ligpink. Sy sê, wag, ons moet die dokter kry. Die dokter is 9:00 daar en hy stap in. En hy kom by hom Corrie en hy kyk so. Hy sê, oom, wat het jy met jou been aangevang? En oom Corrie sê, ek weet nie, maar die Gees van God was hier. Jesus was hier. En Here het my 'n paar goed laat deurstap in my lewe. En die Gees van God het my gelei. En wat dink jy, dokter? En die dokter kyk net so en hy druk so op die been. Hy sê, my oom, ek kan nie hierdie been amputeer nie. Kan nie hierdie been amputeer nie. Sê, hierdie is 'n gesonde been. Kerk van die Here. Jesus het gesê, as julle eendragtig wag op my in eenheid, sal ek my Gees en sy heerlikheid vir julle uitstort. En ek sê dit vanaand met groot respek, ek is klaar, die Here het klaar vir my, ek het gedeel wat ek moes. As ons bereid is om met mekaar reg te maak. Ek sê nie net, ag, vinnig my ou boetie is okay. Sê, weet jy wat, Here? En weet jy waarvoor is God lief vir gebroke harte en 'n verslae gees? God is lief vir as ons harte uitstort voor hom en ons maak 100% reg. En as ons dit begin doen, en as ons in eenheid voor God kom,
you will see what the Holy Spirit is going to do through your life. Jy gaan ervaar hoe dat die Here in jou wêreld waar jy verskriklike belewennisse gehad het, waar jy goeie belewennisse, waar God jou daar gaan ontmoet en hy jou gaan uitlig en optel. And it will all be for His glory. Staan saam.